Goeienaand almal. Baie welkom hier by ek en nou Meisie se ou huisie. En sê hallo vir die mense. En my vrou is 'n bietjie siek vanaand, sy het die griep. En ja, ons is vanaand dankbaar dat ons rondom die woord kan sit en net uit God se woord kan leer. En ek glo dat vandag se boodskap gaan verskil in mense se lewens maak. Ek hoop so, bid vir dit, want dit hang van die persoon af wat na die boodskap luister, né? Of hulle die woord gaan vat al dan nie. So voordat ons gaan begin, kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg vanmiddag om in die soete teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus te mag wees. Dankie Here wat U vir ons in hierdie dag gedoen het. Dankie dat ons vanoggend 'n wonderlike diens gehad het. Dankie dat ons harte voor U kon oopgemaak het, Here. Ons weet wie ons koning is. Ons weet, Here, ons is uitverkoop aan Jesus Christus. Here, daar was 'n dag, 'n datum en 'n tyd wat ons U aangeneem het as ons verlosser, ons saligmaker. En Here, help ons om standvastig, onbeweeglik te wees. Help ons om hierdie pad saam met U te stap, Here, tot die dag, Here, wanneer ons mag sterwe en U gaan ontmoet, of Here, wanneer U gaan kom om U bruid te kom haal. Here, dat ons te alle tye reg sal wees, Here. En mag hierdie woord vanaand vir iemand iets beteken, Here, asseblief, Vader, asseblief, laat hierdie woord in vrugbare grond val, en laat U asseblief die naprediker daarvan wees, asseblief. Ons bid dit gelowiglik in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, die opskrifie van hierdie boodskap van vanaand is, dit sal wees soos in die dae van Noag. So die van julle wat in die oggende my oggendboodskap ontvang, weet dat ek altyd 'n prentjie by die boodskap sit. En vanoggend, terwyl ek afsonder, vroeg vanoggend sit ek, en ek gaan so deur my gallery, en ek sien hierdie prentjie van Noag se ark wat op die water is, en die mense wat in die water is, en wat skree, en jy kan die angs en die vrees in hulle oë sien, terwyl hulle in hierdie water spartel, en aan die ark se deur klop, maar dit is vir hulle vir ewig te laat gewees. Nou, wanneer 'n mens na 'n spieël kyk, né, en elke een van ons kyk elke dag in 'n spieël, maar wanneer jy in 'n spieël kyk, sien jy die waarheid raak. Ek sal graag soos 'n pro bodybuilder wil lyk. En dit is hoekom ons gym toe gaan, jy wil resultate kry. Maar ek sal nooit soos 'n pro bodybuilder kan lyk nie, want ek het nie die geld nie, en ek het ook nie meer die ouderdom aan my kant om so te kan lyk nie. Met ander woorde, dat dit wat ek in die spieël sien, is die realiteit. Dit is Daan Venter wat daar na my terugkyk. En wat ek in die spieël sien, is wat ek het om mee te kan werk. So, dit is die voorbeeld waarmee ek dan wil begin. So as ons vanaand kyk na Matteus 24, vanaf vers 36 tot 39, lees ons daarso. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net die Vader alleen. En net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom het, en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. So, wanneer ons hierdie gedeelte dan nou lees, né, is dit die spieël waarna ons vandag kyk. Ons lees Matteus 24, en dit wat ons sien in vandag se lewe, is die realiteit wat na ons terugkyk, wanneer ons in hierdie spieël kyk. En dit is dan presies
dit wat ons nou gelees het in Matteus 24 is presies wat dan in die wêreld aangaan. So wanneer ek na myself in die spieël kyk, is daar twee opsies waarna ek moet kyk. In die eerste plek, ek is nie gepla wat ek sien in die spieël nie. Met ander woorde, ek het gestagneer. Ek het hierdie don't care attitude in my. En daar gaan vir daai rede dan geen groei in my kan plaasvind nie, want ek het geen ambisie in die lewe nie. So dit wat ek in die spieël sien, is ek happy mee. Die tweede opsie wat daar is, ek is gepla in dit wat ek sien. Met ander woorde, ek sien wat ek sien, maar ek is nie tevrede nie. Dit wat ek sien, sien ek die verkeerde goed raak en ek wil werk doen daaraan. Daar moet groei in my plaasvind. So ek sien baie ruimte vir vordering, vir dat daar nog steeds dinge wat ek kan gaan verander. Met ander woorde, ek gaan nooit 'n pro bodybuilder word nie. Maar dit wat ek in die spieël sien, gaan vir my sê dat ek gaan 'n goeie oefenprogram hê en ek gaan 'n goeie dieet hê. Ek gaan 2 keer 'n dag gym toe gaan en ek gaan ten minste 5 keer 'n week gaan ek oefen en wanneer ek hierdie dinge toepas, gaan ek goeie resultate sien. En elke keer wat ek dan in die spieël gaan kyk, gaan ek vir myself kan sê, dit is goed so en ek sien die vordering dan raak. So wanneer ons dan nou terugkom na Matteus 24 toe, of ons gaan kyk in Genesis 6, kom God en hy gee hierdie opdrag aan Noag, en hy sê vir hom, gaan bou vir my 'n ark. Nou hierdie mense in daai tyd het nog absoluut geen reën gesien. Hulle weet nie wat is reën nie, hulle weet nie wat storms nie, hulle weet niks van hierdie goed nie, maar Noag was gehoorsaam gewees aan die opdrag, al het dit vir hom nog nie sin gemaak nie, was hy gehoorsaam. Sy geloof was gekoppel gewees aan sy gehoorsaamheid, en daarom kon hy gaan doen het, wat God vir hom gesê het om te gaan doen, al het dit nog nie sin gemaak nie. So daar is 2 hekkies wat Noag moes oorbrug het, né? Nommer 1, die eerste hekkie wat hy moes oorbrug, is om vir sy vrou en sy familie te gaan vertel het, wat het God vir hom gesê. Die tweede hekkie wat hy moes oorbrug het, is om aan die mense te vertel het, wat hy besig is om te doen, wat God se plan was. Byvoorbeeld, as ek by meisie kom, dis nou jy wat daar lê, as ek by meisie kom en ek sê vir haar, ek gaan volgende jaar, gaan ek die Comrades hardloop, gaan my vrou vir my sê, jy's van jou tollie af, jy's mal in jou kop. Met ander woorde, nou moet ek in die eerste plek vir haar en almal gaan oortuig. Ek moet hulle kan convince dat dit is wat ek gaan doen. So, of hulle dit nou daarvan hou of nie, ek gaan dit doen. En ek dink dit is hoe Noag, daai dag gevoel het, toe God vir hom hierdie opdrag gegee het. Hy moet huis toe gaan. Hy moet nou vir sy vrou gaan vertel, wat het God vir hom gesê. So ek dink op daai dag was Noag uit op die lande, of hy het gaan doen whatever hy doen, en God het met hom gepraat, en hy het huis toe gekom, en sy vrou het die lekkerste kos gemaak, en dit sit op die tafel, en sy seun sit om die tafel, en hulle vrouens sit om die tafel, en hier kom Noag, en hy sê vir hulle, ek het iets om vir julle te vertel. En Noag sê vir hulle, hy praat met hulle, en hy daan vers 13 en 14 van Genesis 6, kom Noag en hy sê, God het vir my gesê, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark, gaan van gofferhout. So hier kom, Noag kom en hy sê vir sy vrou, weet jy wat, God het my gepraat en dis wat hy vir my gesê het. En ek dink almal het hulle virkel laat val en die kos laat val en
Hulle het hom met hierdie groot oë aangekyk en nou gaan Noag nog aan en hy sê vir hulle, hoorie so, daar gaan 'n watervloed kom en alles op hierdie aarde gaan sterf. Dis daar in vers 17. Hy sê, maar weet jy wat, God het 'n verbond gesluit met my en met julle. En ons lewens gaan gespaar word. But wait, there's more. God het gesê, ons moet diere in hierdie ark invat. 2 van elke soort. So dit gaan 'n groot skip wees. So ek dink op daai oomblik, en dit kan ons lees vers 17 tot 19. Imagine wat het hierdie mense, wat het deur hulle koppe gegaan, toe Noag vir hulle hierdie nuus vertel het. Die vrae wat hulle hom gevra het. Want hierdie was major, hierdie was ekstreem gewees, wat Noag vir hulle kom vertel het. Maar omdat Sem, Gam en Jafet en hulle vrouens en Noag se vrou, omdat hulle almal wat rondom hierdie tafel gesit het, godvreesende mense was, en die gees van God het hierdie vrede en kalmte oor hulle gebring, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, was hulle dadelik aan boord gewees met dit wat Noag vir hulle kom vertel het. Daar was nie 'n geval gewees van, okay, doen jy dit maar op jouself, ons gaan doen wat ons, nee, hulle was dadelik aan boord gewees. Hoekom? Want hulle was almal godvreesende mense gewees. Hulle almal het 'n pad, het 'n liefdesverhouding met God gehad. En daarom kon God gesê het hierso, Noag het met my gewandel. Hy is 'n regverdige en opregte man gewees. En ek dink dis die voorbeeld wat hy vir sy familie gestel het. En sy familie het in sy voorbeeld gevolg. En dis hoekom God dan hierdie verbond met hulle gemaak het. En in vers 22 staan daar, en Noag het dit gedoen, net soos wat God hom beveel het, so het hy dit gedoen. So die mense het natuurlik gedink dat Noag en sy familie was koekoes gewees. So hulle kop het hulle verlaat, want hulle het nog nooit reën gesien nie, so hulle weet nie wat is 'n boot nie, hulle weet nie wat is 'n ark nie. En tog kom Noag en hy is besig om hierdie ark dan te bou. En die bou van die ark was die grootste bekeringsboodskap van alle tye. En niemand weet presies hoe lank dit Noag gevat het om hierdie ark te bou nie, maar daar is mense wat sê dis tussen 100 en 120 jaar. So vir daai tydperk was dit die grootste bekeringsboodskap wat uitgegaan het, waar Noag vir hulle gesê het, hoor hierso mense, julle moet regkom, want God gaan 'n vloed bring, en net hulle wie reg is, gaan gered word. Hulle wat nie reg is nie, en wat God se boodskap van redding verwerp, hulle gaan sterwe in hierdie vloed. So dis 'n bekeringsboodskap. Kom reg en neem God aan, en daar's plek vir jou op die ark. Of as jy dit verwerp, gaan jy dit nie maak nie. So, vandat Noag toe hierdie ark begin bou het, elke dag het hy en sy skoonseuns begin om die hout te timmer en te kap en te byl en alles te doen, presies soos wat God vir hulle gesê het om te doen. En die nuuskierige mense het natuurlik elke liewe dag daaraan gekom, en hulle het kom kyk wat Noag hulle doen, en natuurlik was daar natuurlik die spotters, wat die spot kom dryf het met Noag, met die opdrag. Hierdie bekeringsboodskap wat hy vir hulle bring, het hulle hom gespot, en hulle het hom sleg gesê, maar niks kon vir Noag en sy seuns verhinder. Ook ek glo die vrouens het ook 'n bietjie gehelp, maar niks kon hulle verhinder, met al die gespottery wat daar was, die slegsêery, alles wat daarmee gepaard gaan, het hulle nog steeds aangehou met bou. Die boelies het gekom, vriende en familie het gekom, en hulle 5 sent gegooi daarso, en hulle net sleg gesê, en hulle probeer manipuleer om nie voor te gaan nie. So jaar 1 het gekom, en hulle het begin met die bouwerk. Teen jaar 20 het hulle nog steeds gebou,
en die spotters en die boelies en die grapmakers was nog steeds daar 20 jaar later. Die volgende generasie het al gekom en hulle het gedoen wat ma en pa gedoen het. Hulle het gespot en gelag, gekritiseer, klip gegooi, allerhande dinge gedoen. Die volgende generasie het gekom en hulle het ook gedoen wat die ma's en die pa's gedoen het. En omdat die ma's en die pa's hierdie bekeringsboodskap verwerp het, van die hand gewys het, het daai generasie se kinders dieselfde gedoen wat ma en pa en oupa en ouma gedoen het. Met ander woorde, daai generasie het goddeloos teen God begin optree. Tot die dag wat die ark se deur gesluit was. Tot die dag wat die eerste druppels begin val het en honderde mense in die water gespartel het en aan hierdie ark geklop het en gesmeek en gesoebat het. Daar staan in vers 22 en 23. Wow, so waarvan het ek nou gepraat? Nee, ek het 'n verkeerde versie geskryf. Maar die mense het vergaan in die water. So wat beteken hierdie boodskap vir my en vir jou vandag? Dat die dag by wedergeboorte, waar jy uitgeroep het na Jesus, en waar die bloed van Jesus jou kom reinig het, en die Heilige Gees in jou hart gekom het, daardie dag het God by jou gekom, en vir jou gesê, my kind, bou aan hierdie ark, wat ek vir jou gee. En dan in 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20, staan daar, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees, wat aan God behoort. Jy sien, die dag by wedergeboorte, kom die Here Jesus en hy maak jou vry, en hy sê vir jou, hier waar die Heilige Gees gaan inwoon, is die ark wat jy moet bou, tot die dag wat ek jou gaan kom haal. Hier die Heilige Gees gaan vir jou leer en onderrig. En wanneer ek en jy deur die storms van die lewe gaan, en glo vir my, daar is storms, as ons net na 2025 kyk, hoeveel storms het ek en jy deurgemaak? Maar omdat ons van die dag van geboorte, en in hierdie jaar aan hierdie ark gebou het ons op die rots Jesus Christus elke dag van ons lewe gestaan en hy sorg vir ons. Net soos wat Noag hierdie 2 hekkies gehad het om te oorbrug, om hierdie opdrag wat God aan hom gegee het aan sy familie oor te dra en aan die mensdom oor te dra. So kom God by my en jou wanneer hy vir ons die opdrag gee om hierdie ark te bou, moet ek en jy ook hierdie 2 hekkies kan oorbrug. In die eerste plek, ek moet my familie, en dit begin by my huis, kan oortuig, dat ek is nou besig om 'n ark te bou vir Jesus Christus. In die tweede plek, die tweede hekkie wat ek moet oorbrug, is om vir die mense rondom my te kan vertel, hey, ek kan nie meer doen wat ek altyd gedoen het nie, want ek is besig om aan 'n ark te bou, die opdrag wat God vir my gegee het, en ten spyte van alles, gaan ek aanhou om aan hierdie ark te bou. Jou familie, jou vriende, jou kollegas, almal wat nie die Heilige Gees in hulle het nie, gaan dink jy's koekoes. Hulle gaan dink jy's mal. Want in 1 Korintiërs 2 vers 14 staan daar, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. So wanneer ek vir mense vertel, ek bou aan 'n ark, en hierdie ark is vir Jesus Christus. Hierdie ark bou ek, sodat ek eendag kan hemel toe gaan. Nie almal gaan dit verstaan nie. Terwyl jy aan hierdie ark bou, moet jy weet dat jou ark, hierdie ark wat jy bou,
is 'n bekeringsboodskap wat jy besig is om oor te dra na die mense wat na jou gaan kyk. Jou familie, jou vriende, jou kollegas by die werk, oralste waar jy gaan, moet mense kan sien, jy is besig om aan 'n ark te bou. Die mense het elke dag gesien hoe Noag en sy familie aan hierdie ark bou. Dit was vir hulle sigbaar. So wanneer ek hierdie ark bou en ek gaan uit, waar ek ook al kom en waar ek ook al gaan, is daar hulle wat gaan kyk hoe ek hierdie ark bou. En daar is hulle wat dit gaan vat. En daar gaan verandering in hulle lewe plaasvind. En hulle gaan my kom vra, Daan, wat is jy besig om te doen? En ek gaan my getuienis bring. Ek gaan hierdie bekeringsboodskap oordra. En hulle gaan verander en hulle gaan uitroep na die Here. En God gaan vir hulle dieselfde opdrag gee. Gaan bou vir jou 'n ark, dat die Gees van God kan inkom. En dit is hoe hierdie bekeringsboodskap groei, van die een persoon na die ander persoon na die ander persoon. Maar dan gaan daar ook die spotters wees, wat jou gaan uitlag, wat jou gaan kritiseer, wat jou gaan sleg sê, omdat jy die arkbouer is, omdat jy 'n standpunt ingeneem het om 'n ark te bou. En dit weer eens gaan in jou eie familie gebeur. Dit gaan jou vriendekring wees, dit gaan jou kollegas by die werk wees, wat die spotters gaan wees. Het gaan jou eie bloed wees, en hulle gaan jou spot. So wat verwag God van die arkbouers? In die eerste plek, verwag God van my en jou om 'n standpunt in te neem. Gaan ek Jesus kies, of gaan ek die wêreld kies? Gaan ek my skaam, omdat ek 'n arkbouer is, of gaan ek opstaan, en sê ek is 'n arkbouer, ten spyte van wat na my kant toe kom. So Lukas 12, ek gaan gou daar kom, Lukas 12, vir die arkbouers, né? Hierdie is vir die arkbouers. Lukas 12 vers 52 en 53. Want van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. Hoekom? Omdat jy 'n standpunt ingeneem het om vir Jesus hierdie ark te bou. Matteus 10 vers 34 sê, moenie dan dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En hy sê in vers 36, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Hoekom? Want in een huis is daar 'n arkbouer, en in dieselfde huis is daar spotters. En God soek daai persoon wat kan opstaan en sê, ek neem 'n standpunt in. Ek kies die Here bo die mense wat spot. Ek vat 'n standpunt. Here, ek bid vir hulle dat hulle gaan verander. Maar die dag as daai ark se deur toemaak, wil ek in die ark wees. Ek wil nie in die water wees nie. Ek gee nie om of dit my ma, my pa, my boetie of my sussie of wie dit ook al is nie. As hulle nie in die ark wil wees nie, dit gaan nie verhinder dat ek in hierdie ark gaan wees nie. Hoor wat sê vers 37 tot 40. Hy sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Dit is vers 37 en 38. So, wanneer jy dan hierdie standpunt inneem, en jy verklaar en jy sê, ek is 'n arkbouer. So die wat wil arkbou saam met my, hulle is welkom. En so hartseer as wat dit is, die wat wil 'n spotter wees, dis jou keuse wat jy maak. Maar ek maak vandag 'n standpunt. Ek gaan 'n arkbouer vir Jesus wees. So wat leer ons uit hierdie boodskap vandag? Daar gaan 'n dag aanbreek wat Jesus sy arkbouers gaan kom haal.
hulle wie 'n standpunt vir hom ingeneem het, en gekies het om aan hom gehoorsaam te wees, hy gaan kom om al die arkbouers by mekaar te bring, en saam na die hemelse hawe te vat, waar ons vir ewig saam met hom gaan wees. Matteus 24, ek wil afsluit daarso, vers 40 tot 44, sê die volgende: Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Vers 44. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. So ek sluit af met 2 vrae. Is jy vandag 'n arkbouer, of is jy vandag 'n spotter? Net jy kan daai vraag beantwoord. Vader, Here, dankie vir hierdie boodskap. Here, dis 'n reguit boodskap. En Here, dis net soos in die dae van Noag. Ons is besig, Here, om aan hierdie ark te bou. En Here, U kom elke dag. En net soos wat U elke dag na Noag se handewerk gekyk het, hoe hierdie ark gevorder het, hoe hulle elke dag hulle geloof ingesit het, gehoorsaam was, gewillig was. Here, so kom kyk U elke dag na hierdie ark wat ons vir U bou. En Here, net soos wat U woord vir ons sê, daar gaan 'n dag aanbreek, 'n oomblik aanbreek, 'n sekond aanbreek, 'n breekdeel van 'n sekonde, 'n oogknip, wat U gaan kom soos 'n dief in die nag. En U gaan kom vir die arkbouers. U gaan kom, Here, vir hulle wie 'n standpunt ingeneem het. En ongelukkig, Here, die spotters gaan agterbly. En ek bid vandag, Here, vir die spotters, dat hulle oë sal oopmaak en besef wat die waarheid is. Maar ek wil U ook vandag dankie sê vir elke arkbouer wat ten spyte van alles nog steeds besig is om te bou. Here, asseblief, laat hierdie woord vandag op vrugbare grond val. En wees U asseblief, Here, die naprediker daarvan. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Mag julle 'n geseënde week verder hê. En ons praat vinnig weer, hoor. Bye bye.